Ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een by die nuus. Weerlig het die kleinkind in 'n wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een by die nuus. 3 groepe Galdeërs en kamele gedood, en is daarmee weggehaal en die slawe doodgemaak. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat. Kom daar nog een by die nuus. Die seuns en dogters was besig om te eet en by te drink in die huis van die oudste broer. Met eens het daar sterk wind van die woestynse kant af opgekom, en die huis van al 4 kante af die kinders opgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy haar afgeskeur. Daarna het hy die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom. Sonder iets sal nie daar wees. Die Here is gegee en die Here is geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd. Ons gaan dit doen. Ons tekstvers vandag, vers 21, wat sê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, sonder iets sal nie daar wees. Die Here gegee, die Here geneem. Prys die naam van die Here. Dit is seker by die almal baie bekende woorde, al by jou grapjes. Toch, dit is woorde wat ek baie maklik hoor, baie maklik sê, maar woorde wat nie so maklik uitleef. Ek het die afgelope paar dae baie dinge gehoor van oorlede. Mense het foute gehad, soos ek inderdaad nie van ons ook het. Maar ek het prachtige dinge ook gehoor. Ek het ook gehoor hoe gesteld hy was om sy seun te bydra, selfs in sy siekbed laaste paar maande. Ek het gehoor hoe hy sy winkelkundige diere sou opmaak om iemand te help. Ek het verskeie getuies gehoor, mense gesê dat hy nooit teruggestaan om iets anders te doen. Daarom dink ek dit juist nie as familie so moeilik om hierdie woorde van Job te aanvaar, want die Here het nie iemand besonders gegee, dit is so. Daar is vandag baie moeilik om te aanvaar. Die Here het daai iemand opweg. Ons staan in Job terug. Job was 'n baie goeie man. Hy het invloed gehad, hy het voorspoed beleef. Vers 3 van hoofstuk 1 sê vir ons, hy was nie 'n langerste man in sy streek. Hy is een van die mense in die samelewing van destyds. Dan sien ons verloor Job alles. Vers 30 tot 14 word al sy verliese genoem. Hy het letterlik alles verloor, behalwe sy eie lewe. Hy het sy besittings verloor. Hy het sy eiendom verloor. Hy het sy invloed en sy aansien verloor. Hy het sy eie kinders ook verloor. Job, daaroor ons vanaf baie lewe gewees, en regtig niks behalwe sy eie lewe vergaan. Niks. Moet jy net jouself maar afvra. Indien ons in Job se skoene sou staan, hoe sou ons die Job gereageer?
kleren geskeur, hy het op die grond gelê, en sy hare geskeer. Maar hy het nooit vergrond verby. Soos ons gesê, as dit is verkeerd om die Israël pad te kies, dat is nie verkeerd om 'n kraan te staan nie. Hier groot man het ook gedoen. Hy sê dat het ook gehad. Maar dit moet verhaal in die vraag stilstaan. Moet Job te recht kry om die vergrond te verby. Want die een van ons het ook wil doen, maar ons allemaal het maar om te bestel het, vraag ons aan, hoe nie. Sonder daar te wacht, ons slaas van dit. Die boeken sê vir ons op nie. Die mense sê vir ons op nie. Die predikante sê vir die sielkundige sê baie vir ons, die kan nie vraag vraag nie. Maar nogthans ons sê vir ons, die vraag van haar, die kom nie. Die kom nie op my kant. Die wil beter op die ding van die Job, het recht kry om die vergrond te begin verby, om sy geloof te begin wandel, wat hy geweet het. Wat hy het, kom maar net van God. Wat hy is hy maar net, omdat God om dit so gemaakt gegeen. Waarom? Wie is hy nou dat Job is? Het God offer gekom, as God omhaal, wat wel sy is. Al wat er op oorgebleid, vers 14 van sy laaste deel, is om te sê, prys die naam van die Here. En spyt daarvan dat hy als verhoor, loof hy nog steeds die Here. En so die Here sê, dat die Job dit nog recht gekry, as die kind van God was. En hy sê, daarom sê dat jou eerste gesê, wat buiten sy vers 20, as hy net gesê, daarom gesê, dat hy verkeerd geskeur op die grond gaan hê, en dan gesê, dat hy gesê, prys die naam van die Here beskrik. Ja, dit is maar net woorde. Jy hou die image op, jy word vir die mens daar net wys. Die is sterk gesê. Job sê eers, moet ek so begin. Hy sê eers, ek het sonder dat sy die wêreld genoem. Daarom, het hy geen recht om te sê, dat iets in die wêreld is genoem. Daar blijf ek die wêreld. Om ons gebeur ook dit recht krijg, om ons gebeur ook die gesindheid, en die graf gestaan. Ons mag weer. Ons mag aan sê iets. Ons mag daar die gemis van ons voel. Dit is menselijk. En die Here verstaan dit. Ons moet onthou, God is nog steeds nie meer. Die levende God is nog steeds nie meer. Hy het gegeen, maar hy kom ook nie. Maar die Here gegeen het, nie van iemand, al een pad in die leeuw, ons gesê dat baie hard in die gestaan, maar die Here gegeen het, gee die Here. En daarom is om die ook sê dat ek glo. Ek het al gesien, die Here moet ander mense levens. Maar die Here hier gedruk, sal die ook die Here toons wat die Here geest. En sy woord doen, so wat hy wees. Kom ons trouw op die woorde op. Kom ons prys net sy naam as die ene, wat hoe koning gesoek het daar aan jou gegeven. Daarom is hy die God, nie die recht. Sy tyd in die beste gebied. Ons vertrouw daarvoor op die Here. En as die graf staan met ons swaar is om mense te aanvaard. Op daai oomblik het dit nie reg was. Glo net dat hy die enigste is wat mag oor die Here doen. Daarom kan ons maar oorgee, dan kan ons nie oorgee. Wat sal? Here God, baie dankie vir die voorbeeld van Job wat ons het.
die meer op die tyd dat die beste weet wat die is ons Vader bekend ons. Die vir ons toesig. Dat die self, soos dat ons het nie vir mekaar kan doen, die ons rustigheid en vrede sal gee. Om op die weer te bly. Ons dank hier vir die soos jonge bedoel. Dat die so groot God is. En dat die ons weer probeer is. Staat in die Here dat die ons sal gaan. Die wil die verrigtinge daarmee gaan sal sien. En dit alles om dit nader in die sal bring. Verder in ons self. Nie ons so dat elke ons wees in die hand. Want dat waar ons is. Amen. Ons laaste lied, op die sing met mekaar, die lied is ook nie sonder enige iets nie. Broer, sister, dit is 'n geweldige ding om by jou begrafenis te kan sê, Here, moet slegs nie door my. Dit is staan, na die lied, afdat jy seer weer, en dan laat jy weer gesit, dus dit bid aan ons verhaal. Dankie aan almal wat vir Koenie in die hospitaal kan bid.
Tweedens vir thuisgekomen, vooral die baie voorbereide kos, vir die familie die afgelopen paar dagen ontvang. Ook aan die dames en Ida Potgieter en Lenitia, vir al die voorbereiders en die persons na die begrafenis. Dan wil Jenny, Ines, Nadine, Conrad en Janu ook vir oma Anna baie dankie sê. Die afgelopen 38 jaar was sy vir Opa Koenie net soveel ondersteuning en hulp bygestaan het. Maar vooral vir die afgelopen maanden. Oma Anna, baie dankie. En ek weet dat die Here die altyd sal bystaan, maar dat ook ons die voortdurend sal onderskraag. Aan almal wat van ver kom nie, sowel plaaslik, baie dankie vir die belangstelling. Het word oprecht waardeer. Die word allemaal hartelijk uitgenooi. Na die begrafenis, een kopje thee te kom geniet, en die Agterbijkerk sal lekker aangaan. Baie dankie. Kom ons doen 'n belydenis van ons geloof. Dit bly 'n besondere voorreg vir 'n Christen om by 'n begrafnis en veral ook by die graf waar ons fisies sien wat gebeur, nog steeds te kan sê ons glo daar is 'n God wat ons lewens beheer en wat die laaste sê het. En ek vra dat u in u harte met my die volgende woorde sal saam sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het ter helle, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die
opstanding van die vlees en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister baie mooi ook nou na die begrafnisformulier. En as jy mooi luister sal jy agterkom, hy is saamgestel eintlik net uit skrifgedeeltes, waaruit die Here ook vanmiddag vir ons troos wil gee. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Koenraad Hendrik Wester deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, en dat hy verder met ons sal gaan. Dit het die Here Jesus ook gesê in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, kan die gelowige nou uitroep 1 Korintiërs 15, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en hy roep sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself moet leef nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus in Romeine 14, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here Jesus, ons wil in hierdie oomblikke ook met hierdie formulier saamstem en ook met die belydenis van ons geloof wat ons nou gedoen het. Dat ons besef, Here, as Christene sien ons die dood van 'n geliefde anders as wat die wêreld dit sien. Ons weet, Here, dit is nie die einde nie. Ons weet dit is nie die laaste nie. Ons weet dit is die deurgang na U toe. Daarom, Here, wil ons ook vra dat U in ons harte sal werk, dat ons elkeen ook in onsself in hierdie oomblikke weer dalk opnuut met U rustigheid sal kry. Want ook ons, Here, weet nie wanneer dit ons beurt is nie. Wat U dan in die besonder in hierdie oomblikke vir hulle as familie troos, soos wat U die beste weet. Dan wil U vir hulle daardie geloofsvertroue gee, wat U ook vir Job gegee het, om te kan weet, die Here is in beheer. Die Here het my nie vergeet nie. Wil U met ons almal gaan as ons weer uit mekaar uitgaan, almal wat weer ver moet ry, wil U vir elkeen in U hand hou. Die Here laat hierdie hele gebeurtenis tot ons spreek, dat ons sal besef, U is 'n lewende God, en ons mag nie, en ons hoef ook nie, sonder U te leef nie. Wil U so U hand van vertroosting en die hand van bewaring, deur U Heilige Gees, op elkeen van ons hou. Amen.
Tannie, baie dankie vir die